Goeiedag almal, dit is Theo en ons gesels oor die nagmaal of die Pesach, Eksodus 12 vers 11. En so moet julle dit eet, julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet, 'n Pasga van die Here is dit. Nou hierdie woord Pasga in Hebreëus is Pesach, wat as dit direk vertaal word beteken vrystelling of ontheffing. In sy wortelvorm is die woord Pesach, die woord Passag, wat beteken om oor te spring, om verby te gaan. En in hierdie konteks beteken Passag dus om verby te gaan. Ons lees dit in Eksodus 12 vers 13. Die bloed wat julle aan die kosyne van julle huise gesmeer het, sal vir my 'n teken wees om julle uit te ken. Wanneer ek dit sien, sal ek by daardie huise verbygaan. Ek sal julle spaar van die verderflike plaag wat die hele Egipte gaan tref. Dit is waar die betekenis van hierdie Hebreëse woord Passag, die verderwer sal verbygaan kom. Passag dui dus op die Here se redding, sy lyding, sy voorsiening en ook sy beskerming, en al hierdie dinge kom vir ons deur Jesus Christus, die lam geslag vir ons. Die Passag was ingestel vir die kinders van God wat tot hom geroep het vir redding, wat hom tot geroep het vir lyding, vir voorsiening en beskerming. Dus die Passag, die nagmaal, is vir elke kind van die Here. In Jesus Christus, die Passag lam wat geslag het vir ons, is dit nog steeds die begeerte van die Here om ons te red. Dit is sy begeerte om ons te lei, om te voorsien en om ons te beskerm. Jesus sê dis in Lukas 22 vers 19 tot 20, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. En deur die eeue heen het dit ongelukkig gebeur dat die nagmaal, die Passag, slegs in 'n kerk deur 'n kerkleier bedien mag word. En ek glo dat deur dit te doen, het die ware betekenis van die Passag sy waarde en impak verloor. Dit het bloot in baie kerke in 'n teologiese standpunt verval. Die Passag was oorspronklik ingestel vir elke huishouding en die pa van die huis moes die bloed smeer en die familie in die huis met die vleis van die lam bedien. Eksodus 12 vers 22 tot 24. En neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk dit aan die bodrempel en aan die 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaar swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in daardie huis in te gaan om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. Kan jy sien? Die Passag is 'n instelling deur God vir elke huis. Pa, ma en kinders, dit is een van die kragtigste wapens wat die Here aan elke huis gegee het. Bring dit terug na jou huis en ook na jou gesin. Ons lees van die opdrag wat die Here Jesus aan ons gegee het in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Hierdie opdrag van die Here aan ons is, doen dit so dikwels as julle daarvan eet en daaruit drink tot my gedagtenis. En die woorde, doen dit, is die Griekse woord poieo tautou, wat beteken, wees kreatief en doelgerig, wees passievol. En die woorde so dikwels, doen dit so dikwels, is die Griekse woord hosakis, wat beteken, wanneer jy dit nodig het, wanneer dit noodsaaklik is. Hosakis dui nie bloot op 'n spesifieke tyd nie, maar eerder wanneer jy dit nodig het, wanneer dit noodsaaklik is om dit te gebruik.
Daarom hierdie uitdrukking doen dit so dikwels direk van die Griekse teks kan soos volg lees: wees kreatief en passievol elke keer wanneer jy dit nodig het, wanneer dit noodsaaklik is vir redding of bevryding of hulp. Nagmaal is die besef dat jy die Here nodig het vir redding, vir leiding, vir voorsiening en beskerming, want die magte van duisternis wil jou in slawerny van omstandighede dompel. Daarom eet jy die brood en drink die wyn in geloof. Jy doen dit doelgerig en kreatief en passievol, want die verderwer sal dan verbygaan. Jy weet, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, maar Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Doen dit so dikwels as wat jy kan, tot my gedagtenis. Dankie daarvoor, Here. Amen.